Adventiste Wêreldradio, jou stem vir vandag. Klank tot keuse, die klank wat jy kan vertrou. Hallo almal, julle is weer eens ingeskakel by Oop Gesprek en vandag het ons die absolute spesiale voorreg om vir Nicolien Volmelter persoonlik by ons in die ateljee te hê. Die titel van ons gesprekvoering vandag is Die Volle Waarheid en julle gaan dit geweldig interessant vind. Genesis 1 vers 11 sê, toe het God gesê, laat daar uit die aarde groenigheid voortkom, groen plante wat saad gee en vrugtebome op die aarde, wat elkeen na sy aard vrug dra en waarvan die saad in sy vrug sit. So het dit dan gebeur. Onthou, ons kontaknommer is 0602481172. Ons wil van julle hoor. Julle is welkom om ons enige tyd te kontak op hierdie WhatsApp nommer, selfs op ons YouTube kommentaarboksie en op Facebook. Ons gaan net gou luister na Melody 4 en hulle interpretasie van We Believe. This universe and all therein is His, as a loving Heavenly Father, He yearns to save us all and lift us from the fall. Existing uncreated before time had begun, a sacrifice for sin. He died and rose again to ransom sin. In the Spirit, who makes believers one. Our hearts are filled with His presence. The Comforter has come. The kingdom unfolds in His plan, unhindered by quarrelsome man. His church upheld by His hands, and we believe. Though the earth be moved and time be no more, these truths are secure. God's word shall endure. Whatever may change, these things are sure. We believe. So if the mountains are cast down into the plain, when kingdom
one remains. Our faith is not subject to seasons of men. With our fathers we proclaim. We believe the Lord will come as He said. The land and the sea will give up the dead. His children will reign with Him as their head. Nicoline, vreeslik baie welkom by ons vandag. Baie dankie Anina. Ek is bly jy het die moeite gedoen om uit te ry spesiaal na die ateljee. Dis my voorreg. Sien baie uit na Dis ons altyd gesprek. lekker as mense die gesig by jou kan sien as mens gesels. Dis ek hou van daai interaksie. Absoluut. Luisteraars, ek wil net gou-gou 'n kort agtergrond skets gee van Nicoline wat ek ontdek het. En ek kan nie wag dat ons haar aan die woord sit nie, maar ek moet net eers vir julle hierdie stukkie lees. Nicoline, jy moet my asseblief in die rede val as ek 'n ding verkeerd het hier en daar. Nicoline is toegewyd aan die verskaffing van kompromieslose waarheid en wetenskaplike bewyse wat die skepping, die Bybelse skepping, deur die Skepper God ondersteun. Nou daarvan hou ek al klaar. My hart klop sommer warm daaroor. Nicoline, jy is tans ook 'n deeltydse dosent in toegepaste natuurwetenskappe by Unisa Universiteit. En sy het haar meestersgraad in plantekologie en die bestuur van die hondekraal gedeelte van die Loskopdam Natuurreservaat in 2010 gepubliseer. Ek het dit reg, nee. Dis heeltemal. Jy moet my asseblief bestuur hier. En daarbenewens is jy ook 'n skrywer en 'n openbare spreker, plaaslik en internasionaal op die gebied van die skepingswetenskap. In 2014 het sy haar eerste volkleur geïllustreerde en omvattende boek oor die skepingswetenskap getiteld Skepping deur God of Evolusie uit niks vir die ouderdomme 12 tot 112 gepubliseer. Nou daarvan hou ek baie. Want dit bly so beïndruk, want dit is oop vir almal. Enige iemand kan leer. Daar is eintlik nie grense aan die inhoud wat jy in daardie boek van jou het nie. En Amazing Discoveries, wat nou bekend is as Clash of Minds, het ook 'n DVD-reeksie van bekend gestel. Dis reg. En dit is in 2018 ook gepubliseer. 2016. 2016. Dankie. En jou nuutste boek is Skepping tot herskepping, nê? Korrek. En dit was in 2019 Korrek. gepubliseer. Die wonderlike verhaal van skepping en vernietiging en verlossing word op kleurvolle wyse in hierdie boek mooi geïllustreer. Terwyl die kinders aan verskeie wetenskaplike terme en beginsels bekend gestel word. Dis nog 'n ding wat jy so goed doen. Want hierdie moeilike begrip vereenvoudig jy dit of jy vertaal dit in aanhalingstekens in 'n taal wat verteerbaar is vir kinders. Dankie Anina. Wat is daar wat ek nog van jou kan sê, want hierdie lys is so ongelooflik lank. Dit klink vir my vreeslik lank. O ja, en beide hierdie boeke word natuurlik ook deur professor Walter Wythe onderskryf. Dis reg. En hy het natuurlik ook die voorwoord in die boeke geskryf, In albei nê? boeke, ja. En ons het 'n onderhoud saam gedoen wat ook 'n groot voorreg was. O, fantasties. Is dit op YouTube? Dit is ook op hulle kanaal Ja. en op my kanaal in 2016 gedoen net nadat ons daai DVD-reeks opgeneem het, sommer net Ja. oor my getuienis. Ja, O, dit is ons ook gesels interessant. het. Ja. Nou maak jy my nuuskierig, want nou wil ek is sekerheid vir jou gevra, maar nou wil ek dit ook vra. Ek het was confronted by truth. Is die titel daarvan. Dis 'n mooi titel. So Nicoline, ek gaan nou vir jou die vraag vra. Is jy 'n gebore Adventis? Nee, ek is nie Anina. Ek het groot geword in die NG Kerk en my lewe lank maar net alles geglo soos wat ek dit geleer het en baie dinge ook glad nie verstaan nie. So die eerste keer wat ek met hierdie waarhede gekonfronteer was, met die volle waarheid, was in 2008, toe 'n vriendin vir my 'n stel van Mark Woodman se DVD's gegee het. En ek
ek het glad nie geweet waaroor dit gaan nie. Ek het dit begin kyk en ek het nie verstaan wat is hierdie man se doel nie, want hoe meer ek gekyk het, hoe meer het hy geklink asof hy teen al die denominasies praat. Ja. Dit is hoe dit vir my voorgekom het. Wil hy ons uit die kerk uitkry? Wat is sy doel? En op 'n sekere stadium, veral toe hy begin praat oor die Sabbat, toe het ek afgesit. Dit was seker 'n skok vir jou, Dit was nee. 'n groot skok, groot skok en ek moes eers bietjie gaan dink en Hoe het jy dit ervaar? dit was net aardskuddend vir my. Ek Ja. het meeste van die tyd gewonder, Ja. okay, wanneer kom ons nou by die spesifieke ding wat hy wil bereik? Wat wil hy bereik? Ja. En ek moes eintlik eers alles klaar kyk om te verstaan waaroor dit gaan. Ja. So op die stadium wat ek afgesit het, het ek met 'n dominee gaan praat by Ja, ons ja. kerk. Jy was toe nog in die NG Kerk nog steeds lidmaat, in 'n nee. baie groot bekende kerk Ja. in die ooste. Ja. En ek het natuurlik vrae gehad want ek was nog my lewe lank altyd lief vir die Here. Dit was nooit enigiets anders as dit nie. En dit net 'n analitiese uitkyk op die lewe ook, nee. Ja, Ja. ek het nie besef hoe analities totdat ek met hierdie dinge te doen gekry het nie. O ja. En so het ek met die dominee gaan praat en vir hom vrae gevra en hoe meer ek gepraat het, ek het op 'n stadium reguit gevra want ons was op daardie stadium was ons gemeente baie in die koerante gewees oor 'n sekere geval met homoseksualiteit en al daai dinge. En ek het vir hom gevra, maar as ons kerk so sterk staan op die gebooie van God, hoekom hou ons nie die Bybelse Sabbat nie? Oeg. En hy het so terug gaan sit in sy stoel en vir my gesê, wil jy vir my sê dat al die ander kerke nog altyd verkeerd was, net hierdie een spesifieke kerk waarna jy nou verwys, is reg? Toe sê ek, ja, Hy was seker geskok deur jou vraag, nee. hy het nie van my antwoord gehou nie en hy het homself Ja. redelik gou uit die voete gemaak en Is gesê, dit? aangesien ek eers met 'n ander dominee daar begin praat het, sal hy voorstel dat Ja. ek verder met hom gesels. Ja. En ek het hom verskeie kere ontmoet en van hierdie inligting van Mark Woodman gedeel, want op daai stadium was ek nog self besig om dit uit te pleis en hy het toe vir my 'n uitdaging gestel en gesê, goed, gaan ondersoek jy dit en dan kom vertel jy vir ons presies wat hulle sê, want dit is eintlik ons werk in die kerk om hierdie goed te ondersoek. En dit was nou seker maar dit was eintlik as ek nou mooi daaroor 'n terugdink. uitdaging. Ja, dit is eintlik nogal snaaks as ek oor dink. En toe het ek dit begin doen, maar die manier waarop ek dit gedoen het, Ja. is om elke liewe woord uit te tik. Mark Woodman se hele reeks Regtig. het ek gaan sit met die video's aan die een kant en 'n oop blad aan die ander kant en ek het woord vir woord dit uitgetik en dit is hoe ek Dis uiteindelik omtrent 'n hele teses wat jy daar geskryf ek het nog nie besef dit gaan gebeur nie, sien. En so het ek vir Fanie gekontak en hoe meer ek dit gedoen het. Ek onthou ek wou hom uitvang. Ek wou vir Mark uitvang. Ek dink hy wil ons uit die kerke uitkry. Is besig met een of ander dwaalleer en ek wat ek is gaan hom nou uitvang. Ja, vir jy ewig. gaan dit nou nie vat nie. En hoe meer ek dit gedoen het en gaan kyk het wat staan in my Bybel, wat staan werklik daar. Ja. Hoe meer het hierdie stille, vaste oortuiging gekom. En uiteindelik reg op die einde het Mark op 'n stadium met hy 'n uitnodiging gerig en gesê, ag wil jy nie maar net hierdie Vrydag, dit was toevallig op 'n Vrydag, as hy iets soos toeval is. Gaan sê net vir die Here dankie. Dankie vir die Sabbatdag. As die son sak, gaan sê net vir hom dankie. En ek het so stil by die huis uitgeslyp Ja. en daar by die swembad gaan staan en gaan kyk hoe die son sak en net vir die Here gesê, dankie vir die Sabbat. Wow. En daar het dit begin. Maar dit Wat was het 'n jy lang op daai pad. stadium in jou gees ervaar? Want dit is 'n Vrede. dis 'n geweldige Dis- groot stap Maar vir dit was iemand om te neem. lank. Dit was nie oornag nie. Onthou dit om daai Oor maande. ja, nee, verseker. Ja. En steeds het die Ja. studie voortgegaan. Ja. En in my soeke na die waarheid, toe kom ek op 'n Bybel af wat ek en my man as 'n geskenk gekry het toe Ja. ons getrou het en dit is toe ek het besef dit is so groot King James. Jy sal hom ken met so 'n mooi prentjie op die voorkant en agterin het hy hierdie Bybelstudiegids van Harold Metcalf. Ja. Ek het nie geweet ons het King James in die huis nie in die eerste plek. So. En ek het ook nie geweet van hierdie studiegids nie en daar bevestig dit alles wat Mark gesê het. Wow. So dit was hoendervleisaksies. Hoorie, dis 'n wonderwerk. En toe ek en Prof Walter later 'n onderhoud het, Ja. wat ek nie geweet het nie, is dat Mark was net so skepties oor hom. Oor Provide. Ja. Werklik. En dit was nogal 'n oomblik. Julle sal sien ek is nogal verbaas in die onderhoud toe Is ons daaroor dit? praat. So dit was 'n skeptiese benadering en ek glo Ja.
Dit is 'n goeie benadering om te hê. Dit is eintlik. Alhoewel ons rebellie en hoogmoed uit dit uit moet haal, maar dit is goed om iets skepties te benader, maar solank dit jou dwing tot dieper ondersoek, en dis wat met my gebeur. Ja, en dit lei jou na die waarheid, Dis reg. Na daai absolute diepe rotsvaste sekerheid wat jy gevind het. Dis reg. Maar dit was nie ons hele gesin op een slag nie. Is dit? Dit was stukkie vir stukkie. Net jy aanvanklik. En toe stuk het ons almal so begin inval en ons het Sabbat by die huis gehou vir baie lang tyd. Ons het huiskerk gehou. En op 'n Julle as stadium gesin, nee. Ja, want ons het ook in daai tyd wat ek net vir jou moet noem, het ek 'n hele vriendegroep bymekaar gekry en vir hulle gesê, "Wow, ek het hierdie ongelooflike goed ontdek, maar dit is so baie inligting. Kom ons kom elke Vrydag aand bymekaar." Yes. En ons begin dit net kyk, so sonder dat hulle weet dit is nou op 'n Vrydag aand dit al Ja, klaar eintlik begin Sabbat doen. opening. Nee. Pragtig. En dit het maande geduur, maar dit was 'n baie moeilike tyd want dit was vir mense baie moeilik. En ek moet vir jou sê een van die dinge wat mense die geweldigste wat vir hulle die moeilikste was eintlik die toestand van die dode, nie soveel die Sabbat. So dis nogal Ja, dit is 'n warm onderwerp. Ja, so dit was 'n paar maande en Ja. op die einde van die dag was daar maar bitter min van ons wat eintlik voortgegaan het in die waarheid en ja, ons is toe uiteindelik in 2014 is ek en my man en my dogter gedoop hier by hierdie gemeente deur Wonderlik. Prof Walter en my seun is verlede jaar het hy self die besluit geneem om gedoop te word. So dis my baie groot voorreg dat Wow. ons hele gesin hierdie waarheid aangegryp het want dis nie maklik nie, Anina. Ek dink jy Nee, dit weet, is ons almal nie. weet dis 'n Dis nie 'n harde maklike pad. pad. Nee, dit is glad nie hoor. Ja, en ten spyte daarvan, as jy dit eers weet, die tydsprofesie, die detail daarvan. Ja. Dit is eintlik wat my Die ding is ook mens kan nie mense forceer nie, nê. Want hoe meer jy forceer, hoe meer glip hulle weg eintlik van jou af en dit is die laaste ding wat 'n mens wil hê. Veral wanneer dit kom by vriende, persoonlike vriende of dan nou familie, jou eie familie. Sê net gou vir my interessantheidshalwe, het jy toe nou ooit weer met die predikant gaan gesels by die gemeente? Ongelukkig nie. Ek het altyd gehoop ons sou. Ja. Want ek weet ons het op 'n stadium gekom wat ons gepraat het oor die wegraping. Wow. En toe ek vir hom dit wys wat die Bybel daar sê en veral daardie gedeelte oor die goeie saad en die ander saad en hoe hulle saam groei tot die einde toe. Hy was redelik verbuister. Hy sê hulle het vasgestaan op daai ding en van toe af het ons afsprake een na die ander dat hulle begin kanselleer. En toe ek op 'n stadium vir hom gesê moenie verder bekommer nie. Ek dink ek het alles met jou gedeel wat ek moes. En laat die Here jou verder lei want dit is so waar wat jy sê. Ons kan net getuig. Die Heilige Gees doen die oortuigingswerk. Dis nie ons plek nie. Deur Neville het eendag so mooi ding gesê, hy sê dit eintlik gereeld en dit is dat ons is geroep om die boodskap te verkondig. Ons is nie geroep om die rol van die Heilige Gees te speel nie. Presies. En jene, kyk nee, ek ons is een van daai tipes hoe ek wil so graag. Ons wil dit is tog so moeilik vir my om my hande van 'n ding af te hou. Net op mooi op die paadjie te bly. Ja. Dit is ons baie moeilik. Nicoline, maar dit is eintlik 'n geweldige groot getuienis wat jy het in jou persoonlike lewe. En dan het ons nou nog nie eens begin praat oor hierdie fantastiese boek en hoe die Here jou gelei het daarmee nie. Waar sal ons nou begin? Sal ons by Genesis begin of wil jy eers praat oor Weet jy dit wat merkwaardig vir my is dis asof die Here eers hierdie volle waarheid met my wou deel. Ja. Voordat ek hierdie vaste oortuiging, ek het in 2011 en dis eintlik waar my getuienis gaan wat ek met Prof Walter deel. In 2011 'n vaste oortuiging gekry. Om 'n boek te skryf oor die skepping. Hoe het dit gebeur? Jy weet wanneer jy glad nie aan iets dink nie? Ja. En ewe skielik is daar hierdie helder gedagte in jou kop wat jy glad nie. Dit was nie in die voorafgaande paar minute in jou kop net skryf 'n boek. Ja. Skryf 'n boek vir en jy kan nie ontslaa raak van daai gedagte nie. En die opgewondenheid. Yes. Dat daarmee saamgaan. Ek het so regop gaan sit. Ja. En gedink, was dit nou ek? Was dit my stem? En ek het net so begin ritteltit voel. Jy weet, so 'n brandende begeerte in my. Ja. En toe het ek myself gesê nee, wat? Miskien was dit nou maar net my eie stem. Miskien het ek net 'n bietjie uitvind is daar nie dalk iemand in Suid-Afrika wat alreeds so iets doen nie. Ja. En as daar iemand is wat spesifiek dit doen wat ek nou in my kop het, dan beteken dit was nou maar net eintlik my eie stem. So het ek begin navraag doen by 'n paar mense. En verskeie mense en op die einde daarvan was dit baie duidelik dat daar nie so iets was en ek praat nou van volkleur geïllustreerd vir die man op straat. En die mense wat ek mee gepraat het was almal baie opgewonde oor die idee.
En daai selfde maandag het ek begin. En ek het net begin tik, soos 'n redelike Soos 'n masjien. besetene. Daar was nog nie veel struktuur nie, maar ek was net so geïnspireerd. Maar dis fantasties, want as die Ja. Heilige Gees 'n mens beïndruk om iets te doen hè, dan die Heilige Gees glo ek is die vuur, hy is die petrol wat die engine laat Ja, loop, nee, as en my mens kan dit ma- nie stop nie. As hy my nie herinner het om te eet, net ek vergeet om te eet. So het dit gegaan. Dit het regtig. En hoe meer ek geskryf het, hoe meer het ek geleer. Ek het baie meer geleer tydens die skryf as wat ek ooit voorheen eers gedink het ek weet. En Anina, werklik waar, ek het tot op hede, en hier is nie om te spog nie, dit gaan nie daaroor nie. Iemand het net eendag my gevra voor ek daardie toere gedoen het oor see, gaan werk bietjie uit min of meer hoeveel tyd jy spandeer het aan die onderwerp sonder nou die uitwerk van aanbiedings en so. En dit kom by so 30,000 ure uit. Sjoe. En hoe meer ek geleer het, hoe meer besef ek hoe min ek weet. Ja. Regtig, ek voel Ja. hoe meer ek te doen, hoe meer voel ek nie eers opgewasse om dit te doen nie. En elke keer as daar 'n geleentheid soos hierdie kom, dan moet ek gaan stil sit en net weer tot die volle besef kom ek kan niks uit my eie doen nie. Hier is absoluut 'n werk van die Here. Ek kan soms nog steeds nie glo dit het gebeur nie. Ek kan nie glo hoeveel deure hy oopgemaak het in die proses nie. Oorsese spreekbeurte in Australië en Nieu-Seeland. Nog 'n reeks wat ek opgeneem het saam met Magda van Biljon, wat uitgesaai is op Kruis kyk. Opnames of aanbiedings vir Solidariteit se kongres vir die onderwysers. En dan natuurlik is daar nou weer 'n wonderlike geleentheid hierdie jaar, maar ons gaan seker nou net daaroor Ja, jy praat. moet ons vertel daarvan. Moet ek jou nou Ek is so- vertel? Ja, vertel nou, want ek is so opgewonde vir jou. Ek kan dit nie hou nie. Het jy al gehoord van die woord tephonemy? Daar's Nee. nie regtig 'n Afrikaanse Nee. woord daarvoor wat ek van weet nie. So dit is nou eintlik die studie van die prosesse, Ja. soos die begrawing en die preservering wat plant en dier Hoe spel 'n mens oorblyfsels. dit? Tephonemy, T-A-P-H-O-N-Y, tephonemy. Wat plant en dieroorblyfsels beïnvloed het voordat hulle gefossileer het. So dis amper soos dis crime interessant. scene investigation. So dit het te doen met alles, wat het die diere gedoen Ja. voordat hulle dood Wat het is, hulle hoe is hulle geëet? dood? Nee. Ja, het hulle vir 'n rukkie nog daar gelê, het hulle is ontbind, Ja. is hulle dadelik begrawe. So dis al daai Kan mens prosesse. dit alles bepaal? O ja, jy kan dit alles bepaal. Ongelooflik. Ja. So professor Art Chadwick, Ja. hy is van die Southwestern Adventist University. Hy is al vir meer as 20 jaar besig met navorsing op die Hansen Ranch in Wyoming. Nou hierdie plaas behoort aan twee sissies. Wie se pa die gebeendere ontdek het baie jare Op gelede. die plaas. Op sy eie Sjoe, plaas. Hoe dit gebeur. En ek is nie presies seker nie. Ek sal nou nogal graag daardie agtergrond Ja. wil hoor, maar gelukkig was hy ten volle oortuig van die waarheid van die Bybelse skepping. Ag, wonderlik. En so toe hy nou hierdie bene ontdek het, hy daarop aangedring dat die navorsers wat dit aangaan oopstel om navorsing te doen, Ja. moet 'n Bybelse grondslag hê. O, fantasties. Ja, en dit is hoe Dit Prof. gebeur Chadwick- min, nee. Ja, absoluut. En dit is hoe hulle begin betrokke raak het daarbey. So in 1996, ek dink dit is wanneer hulle dit oopgestel het vir hierdie navorsing. Ja. En hulle het verskeie fossiele ontdek, selfs Op van die plaas? Op die plaas, selfs van bekende diere soos haie en stingrays, wat is 'n stingray in Rarig. Afrikaans? Ek het nou heeltemal vergeet. Ja. Skilpaaie, Weet krokodille. En natuurlik die uitstaande kenmerk van hierdie laag is die teenwoordigheid van ten minste 10 tot 25,000 individuele dinosourusse. Wat? En hierdie wat dit eintlik merkwaardig maak is hierdie gebeendere is almal in 'n 1 meter diep laag, net 1 meter diep. Hy's nie 1 meter die laag self Ja, nee, ek is 'n verstaan. meter diep. Ja. Moddersteen. Is in die Lance Formation. Dit gaan Ja. nou nie vir jou heeltemal sin maak nie. Maar dit is oor 'n Verduidelik. area van 40 hektaar. So Wow. 'n rugbyveld is omtrent 'n hektaar, nê. So dis Ja, nee, ek het 'n idee hoe groot Ja. want my perd het op 'n plaas gestaan op amper 40 hektaar. ja, So dis so 40 groot. hektaar is Dis redelik groot. Massief. hoor. En dit bevat 'n geskatte by die miljoen dinosourusbene. Wat? Maar meer as 95% daarvan behoort aan net een soort. Dit is hierdie een pak dinosourusse. Ja. Nou elke jaar in die maand van Junie Ja. dan vergesel Prof. Art Chadwick, verskeie ander akademici van Southwestern Adventist University en Southern Adventist University. Dan gaan die studente en vrywilligers op na die plaas toe
en ek is nou hierdie jaar baie bevoorreg om op uitnodigings Prys die saam te Here. gaan. Ek is so trots op jou. Ja, Jy verteenwoordig ons Groot en die voorreg. land. Dit gaan fantasties wees. So dan bly ons in tente op die Ja. perseel. Ja. En in die dag gaan werk ons nou in hierdie quarries en in die aande het ons nou 'n bietjie bymekaar kom. Nou wat vir my nou interessant is hulle werk met die hoëgraadse GPS toerusting. Dis baie fyn detail wat hulle mee werk. Hulle kan opnames maak van sentimeters uitmekaar. So as hulle nou 'n been ontdek, dis so 'n lang paal, hy neem 'n paar lesings van die been, so al in die ronde, so voor hy nog uitgehaal is om sy presiese oriëntasie, waar hy in die laag geleë is, So hulle presies doen so dit hy terwyl hierdie been in die nog been, daar in onder die situ. grond lê. dis reg. Ongelooflik. Vat hy koördinate Ja. en dan haal hulle die bene uit, spesifieke manier wat hulle gepreserveer word, wat ek nou ook gaan leer, en dan Ja, gaan ek dit wil weer te doen, Lydia. Ek gaan dit vir julle mooi verduidelik. Asseblief. En dan gaan hy laboratorium toe, dan neem hulle hoë skaalse foto's en dan gekombineer met hierdie GPS-koördinate, Ja. gebruik hulle een van die beste sagteware sisteme in die wêreld om 'n 3D beeld te kry van daardie laag. Oh, wow. Nou, die interessante ding is dat hierdie 3D beeld het aangetoon dat alhoewel die bene is meestal los van mekaar, maar hulle is gegradeer. Wat beteken gegradeer? Groot is onder, Ooh. alle kleiner na boontoe. Dis Nou, interessant. hou nou in gedagte, as hulle stadig doodgegaan en geakkumuleer het, dan gaan jy mos nou verskillende grootte bene Ja. verwag wat Ja, daar ja. moet lê. Ja, Maar dit is natuurlijk. gegradeer oor daardie hele area. Ja. Die enigste manier wat ons regtig kan sin maak van so iets, is dat dit deur 'n waterige katastrofe moes gebeur het. Wat dit Ek kry gesorteer. hoendervleis. Ooh, ek hou hiervan. So ja, Prof Chadwick word as 'n absolute kenner in die veld beskou en ek dink hy het selfs 'n onderhoud gedoen op National Geographic. So ja, dit is net ons sit hier met data wat vir jou absoluut wys die Bybelse vloed het werklik gebeur. Die en dit Bybel was 'n kan reuse geglo katastrofe. word. Absoluut. Dit Die is Bybel kan vertrou word. dit is God die kan enigste vertrou waarheid. word, nee. Dis reg. Ek hou daarvan. So ek is heel Nicoline, opgewonde. gaan julle dit verfilm? Weet Ek jy, hoop so. Ja, ek sal vir julle so 'n paar goedjies stuur as julle dit met die kykers wil deur. Ek weet Asseblief. Genesis Apologetics wat 'n baie groot organisasie is, het 'n dokumentêre oor gedoen. Ja. So ek sal vir jou so 'n paar skakels stuur wat julle vir die mense ook kan aanstuur as hulle O, 'n bietjie wil kyk lieflik, daarna. ja. Ja. Ek wil gou vir jou ding vra, terwyl jy het net nog die woord gebruik in situ, alles is nog daar in Dis reg. situ. Voordat julle die span nou daar aankom, hoe gaan hulle te werk om dit te beskerm? Want sekerlik weet mense rondom buite daarvan. Ja. Jy weet 'n mens wil mos nou maar gaan grou en 'n ietsiekie gaan vat vir jouself. Anina, ek gaan vir jou. Daar's seker goeie sekuriteit. Ek glo so, want dit is nou 'n privaat plaas, so alles daar's goedkeurings betrokke, maar Ja. ek gaan die hele proses van fossilering gaan ek nou by hulle leer. So sodra ek daai eerstehandse kennis het, gaan ek dit met jou kom deel. O, asseblief. Maar ek weet daar is 'n hele proses Asseblief, jy omtrent is dit. permanent uitgenooi. Hoor. Ons bespreek jou vir hierdie jaar vooruit. Ek sien uit daarna. Hierdie is net fenomenaal. Ek is seker jou tas is al gepak. Hy is redelik wel, dis in wording, jy weet ek moet alles wegsteek vir my klein hondjie want hy ry in depressie as hy 'n Ag, tas sien. sis, Ek moet tog. alles in die skelm doen. Ja nee, hulle weet mos, hulle klim ons ook in Ja. die tas en hulle sien maar pak die tas. Maar Anina, dis eintlik die ding wat vir my belangrik is as mense oor hierdie dinge praat, is dat hoe belangrik Genesis eintlik Ja, is. ja. Want dit is waaroor dit gaan. Dit is ons fondasie en ek weet as 'n mens nou daar gaan soveel verskillike dinge aan in die wêreld vandag. So hoekom is die kwessie, baie mense wonder, hoekom is die kwessie van Genesis en oorspronge enigstens belangrik? Ja, Moet ons die dit relevantie daarvan, hè? Ja, wat is dit? Hoekom is dit Ja. belangrik vir 'n Christen? En die antwoord is eintlik al ons hoofdoktrines is in Genesis gefundeer. Byvoorbeeld eerstens, ons leer dat God is ons skepper Pragtig. van alles wat bestaan. Hy is die skepper van lewe. En aangesien God alles gemaak het slegs God die reg om die morele wetgewer te wees. En daarom Amen. is God ook die regter. Wat doen 'n regter? Hy oordeel sonde. Ja. Wat is sonde? Sonde is wetteloosheid, om ongehoorsaam te wees aan die morele wet van God. Dis hy. Ons leer van die drie eenheid.
Is interessant dat die Hebreëse woord vir God in Genesis 1 vers 26 is Elohim, en dit is 'n meervoud. Laat ons die Dis reg. mens maak. Ja. Ons leer hoe die gees van God Ja. oor die waters gesweef het in Ja. Genesis 1 vers 2, Ja. terwyl Christus Ja. profeties genoem word as die saad van die vrou in Genesis 3 vers 15. Ja. Ons leer baie duidelik dat God die mens as manlik en vroulik geskaap het, en ook dat God die huwelik ingestel het. En daardie huwelik is tussen een man en een vrou. Een vrou. Amen. Nie tussen een man met baie vroue of een vrou met baie mans nie. Daar sy. Soos ek in die kinderboek sê, dis nie tussen Adam en Anton of Eva en Elsa nie. Daar sy. Die huwelik tussen een man en een vrou is tussen 'n goddelike en 'n heilige instelling. En enigiets buiten dit word nie deur God erken as 'n huwelik nie. Dit maak nie saak hoeveel menslike wette ons daaroor wil maak nie. Ons leer verder dat die mensdom se lewe is heilig. En alhoewel God baie omgee oor sy hele skepping, is die menslike lewe van die oomblik van bevrugting af heilig, Daarmee uiters stem ek saam. kosbaar en baie anders as die van plant en dierelewe. Hoekom? Ja, want ons is na die beeld van Ja. God gemaak. Ja, want daar's vele diskussies daaroor ook, nê. Nee. Absoluut. Ek het 'n Wanneer hele presies begin lewe, nê. Nee. presies. En mense doen soveel selfregverdigende argumente, dit is eintlik angswekkend. Anina, dit is Veral wanneer hulle dit, ekskuus ek val in die rede, Ja. maar veral wanneer dit gaan oor abortus en presies. as hulle dit 'n ongewenste swangerskap noem nie. Ons durf nie dit doen nie. Ten tye van die opname van die kinderreeks het ek 'n opname gedoen oor abortus. En dit gaan baie van ons luisteraars in ons kerk Ja. skok. Dis op my Is YouTube dit- kanaal is dit op jou beskikbaar. kanaal? Dis reg. Ons moet definitief gaan kyk daarna. Goed, en dan leer ons ook oor Satan en engele en sonde en dat dood die gevolg is van sonde. Ja. Maar ons leer ook dat Christus ons verlosser is en dit is eintlik die belangrikste punt, want alhoewel die skepping en die ouderdom van die skepping nie 'n verlossingskwessie is nie, is dit fundamenteel tot die verlossingsboodskap omdat die evangelie in Genesis gefundeer is. Pragtig. En om logies konsekwent te wees, moet ons mos die hele Bybel glo. Nie waar nie. Absoluut. So daai mees fundamentele vrae, ons almal weet wat dit is, daai 3 vrae. Waar kom ons vandaan? Hoekom ons is hier? Waarheen is ons op Op pad? pad. As ons nie daardie vraag kan antwoord nie, wat is dan nou eintlik die doel van die lewe? Nou, Ja. al die antwoorde op daardie vraag is in Genesis gefundeer. En as ons nie Genesis 1 vers 1 kan glo nie, soos dit in die Bybel staan, hoekom sou ons die res glo soos dit daar staan? As ons net kyk na die wêreld vandag, hoe al hierdie dinge op hulle kop gedraai word. Die ontkenning van God as skepper deur die evolusiekonsep, die ontkenning van Christus as die verlosser deur Ja. die idee dat alle gelowe na God Die drie lei. eenheid. Dit is reg. Ja. En natuurlik die ontkenning van God as die morele wetgewer. Daar's En daarom sit ons vandag met idees Ja. van dieselfde geslag huwelike, Ja. aborsies, Ja. massakindermoord, iets wat my ongelooflik na in die hart lê. En eintlik die groot rede hoekom ek in hierdie dinge betrokke geraak het, weens Haeckel se bedrieglike diagramme. Dit is een van my groot dryfvere, want dit is fundamenteel tot die idee van abortus. Vertel vir ons Dat dit nie daarvan. werklik kan jy onthou in jou biologie, het jy biologie gehad? Ja, ja. Biologie handboeke was ons 'n diagramme van 'n voël, 'n vis en 'n vark en Dis 'n reg, mens. ja. Ja. En wys hulle hierdie embrio's en hoe hulle almal Ja, ja. ooreenstem. Mm. Dit is bedrog. Dit is eintlik O, al deur de evolusioniste baie jare gelede Daai as jare bedrog al. uitgewys. So die idee dat die babatjie is net in die visfase of die Ja. reptielfase, jy maak nie regtig 'n baba Dis 'n dit nie. skandaal hoor. Dit was redelik fundamenteel in hierdie idee dat abortus is eintlik maar aanvaarbaar. Daar is geen manier wat abortus op enige stadium aanvaarbaar is nie. Ek stem. Maar dis 'n hele gesprek op sy eie en dis iets ons moet eerstens kyk wat die Bybel daaroor sê, wat God se woord daaroor sê, wat die wetenskap daaroor sê en wat werklik vandag aangaan. Ja. En dis 'n baie kontensieuse onderwerp, maar
Ja, God het ons nie geroep om net die gemaklike dinge aan te spreek nie. Ons moet waarheid bring oor elke aspek. Absoluut. Ek dink ons moet definitief ons moet met Heinrich gesels. Ons moet eintlik 'n hele sessie afstaan daaraan, want dit lê my ook baie na in die hart. Dis 'n Dit gevaarlike is die onderwerp. kern van Nina. ons menswees, van hoe Dit die is- Here ons geskep het en ons het nie die mag oor lewe of dood nie. Ons durf nie ons hande daarin lê nie, nê. Absoluut. En ja, dit is ongemaklik, maar 'n mens moet oor die dinge praat. Dit is so. Daar's Dit is mense baie daar buite wat eenvoudig net nooit die vrymoedigheid sal neem Ja. om 'n vraag te vra nie. Ja. En dit is wat vir my so ideaal is van die radio, want jy kan dit luister in die privaatheid van jou sitkamer en jy kan daar antwoorde kry. Presies. Wat moontlik sal lei dat iemand uitreik. Ja. Want op die einde van die dag, ons wil hê dat ons kinders veral moet bemagtig word om kritiese denkers te wees. Maar om dit te kan doen moet jy albei kante van 'n saak verstaan. Ja. Nie net die een kant Ja. soos wat dit tans in die skole vir hulle voorgehou word, veral wat die skepping betref nie. Ja nee, daaroor moet ons ook gesels in 'n Ja. volgende aflewering. Nog 'n gesprek op sy eie. Maar die antwoorde moet vir hulle sin maak. Ons moet vir hulle logiese antwoorde kan gee. Dit is hoekom Ja. al lewe ons nou in hierdie inligtings-era. Ja. Ons werk as ouers en grootouers is groter vandag as ooit vantevore. Omdat hulle toegang het tot so baie inligting, maar hoe moet hulle daar uitsif wat is waarheid en wat is nie? En vir ons is dit eintlik maklik. Ja. Ons kan net teruggaan na die woord van God toe. As dit nie ooreenstem met die woord van God nie, Absoluut. dan moet die Absoluut. data heroorweeg word, nie die woord van God nie. Absoluut. So, as Bybelgelowige Christene glo ons dat Genesis 1 vers 1 vir ons 'n geboortesertifikaat van die heelal gee. Pragtig. En dat die Love almagtige, alwetende, alomteenwoordige God alles bonatuurlik uit niks geskape het deur die krag van sy woord. En hy het dit in 6 dae, gewone dae gedoen, duisende, nie miljarde jare gelede nie. Net so 'n belangrike konsep. Ja, Dan en ons sy- baseer dit op God se openbaring van daardie skepingsrekord in Genesis en van al die geslagsregisters Ja. in Genesis 5. Ja, ja, Want as ons wil weet hoe oud is iets, ja. wat is die betroubaarste manier om dit te doen? As ek nou wil weet, sê nou jy het heeltemal vergeet hoe oud jy is en ek wil weet hoe oud jy is, wat gaan ek doen? Jy gaan kyk na my geboortesertifikaat, Ja. sou ek sê. Dis reg, en wie die geboortesertifikaat geskryf? Iemand wat daar was. Natuurlik. So jy gaan iemand vra wat daar was. So die Bybel is die kommunikasiemiddel van ons Skepper, die een wat wel daar was. En dit is daarom die enigste betroubare bron aangaande die ontstaan van die heelal en die aarde. En die Bybel verklaar vir ons meer as 3000 keer dat dit die algehele betroubare woord van die Skepper self is. Amen. So hoekom gaan ons op enigiets anders Jy vertrou? sien hier kom die volle waarheid in. Ooh, ek hou van dit. En die skepping is deur God gedoen. Absoluut. Daar's geen ander as 'n mens tyd hieraan spandeer en ek praat van werklik tyd. Nie Ja. net na ander mense se opinies luister Ja. of iemand wat jy dink iets weet nie. Gaan kyk self daarna. Gaan doen 'n ordentlike ondersoek. Kies jou bronne Ja. goed. Ja. As hulle ooreenstem met die woord van God, het jy die regte bronne. En ek probeer nie daarmee eensydig wees nie. Daardie bronne gaan in elk geval vir jou die teenkant ook gee, sodat jy kan verstaan waaroor dit werklik gaan. En ja, as jy wil, kan ons in die toekoms dalk weer 'n ordentlike reeksie oor aanbied. Ek dink dit sal wel Absoluut. goed wees. Absoluut. Ons moet net jou dagboek te sien kry wanneer jy 'n opening het, wanneer jy nou terug is van Amerika. Hulle moet jou net vriendelik laat terugkom. En dan gaan ons beslis, want hierdie onderwerp is fascinerend en ons kan net nie genoeg daaroor praat nie, want Ja. die uitkring van hierdie konsepte, Nicoline, raak alle fasette van ons samelewing en veral die eenheid wat daar moet wees in die huwelik Dis reg. wat God ingestel het. Jy het vandag natuurlik 2 pragtige boeke hier saamgebring. En ek moet nou vir die luisteraar sê, ek wil baie graag ook van hierdie boeke hê, maar ons sal nou goed gunstelik en baie vriendelik vir julle hierdie 2 boeke. Wat sal ons dit noem, Heinrich? Ons sal dit skenk vir 'n luisteraar wat 'n korrekte antwoord op die vraag of die vraag wat ons later vir julle, waar gaan ons dit sit op Facebook, nee Heinrich? Ons gaan dit oopmaak op Facebook. Ek gaan dit so moeilik maak, ek gaan dit baie. Dankie Nicoline. Ja nee, laat ons mense 'n bietjie dink. Jy het nou net gesê hulle moet leer om krities te dink. So ja, dan kan jy een van hierdie boeke kry. Nicoline, wil jy nie vir ons sê wat jy saamgebring het nie? Goed, ja, ek het die eerste boek is my eerste boek wat ek geskryf het, Skepping deur God of Evolusie uit niks. Ek het hom gepubliseer in 2014. Daar is Afrikaans en 'n Engelse weergawe.
En is spesifiek geskryf vir die nie-wetenskaplike, die man op straat wat nie noodwendige Ja. wetenskaplike agtergrond het nie. Ja. En so dit is vir die ouderdom van 12 tot 112. En hy is geïllustreer, Hy nee. is ten volle geïllustreer, vol kleur. Pragtig. En ja, as iemand 113 jaar oud is, jy mag hom ook maar lees. Ja, die En dan afsny die- is nie noodwendig 112. Dis hy. En dan die tweede boek is Skepping tot Herskepping, die kinderboek wat ek in 2019 vrygestel het. Hy is vir ouderdom 12 jaar en jonger, maar hulle ook vir hulle sê, my ma het vir my gesê nadat sy hierdie boek gelees het, het sy nou Ja. uiteindelik verstaan waaroor dit gaan. So dit is net Ag, so goed vir sis tog. volwassenes. Ag, So ja, sis ek tog. gaan dit vir julle beskikbaar stel 12 jaar en jonger. Dit is fantasties, baie dankie. Ons waardeer dit. Nicoline, wat maak jou opgewonde in die lewe? Ek weet die voorhandliggende vraag, se antwoord is wat hier op die tafel lê by ons. Maar wat maak nog Nicoline se innerlike meganismes op? Die Bosveld. Lieflik. Braaibroodjies? Ja, nee, ek sê hier absoluut, maar die Bosveld lê my ongelooflik na in die hart. Ek het eintlik maar geglo en gehoop dat ek my lewe lank daar sou wees. En ek het my praktiese jare in die Wildtuin gedoen. O, fantasties. Natuurbewaring, ja, dit is toe op daardie stadium met die nagritte net uitgekom. So ons studente was van die eerstes wat die nagritte gedoen het. Wow. Oeg, en ons het so 'n klomp nonsens gepraat op daai stadium want niemand het regtig geweet of ons die waarheid praat. Maar so het ek ook begin leer en Ja. meer geleer en 'n hele groot deel van my hart lê maar in die bos. Ek het altyd gehoop Here sou my terugstuur, maar Ja. as dit die geval was, sou ek waarskynlik in my kluisenaarswêreld onttrek het wat ek so maklik kan doen. Maar hy het Veral ander planne daar, gehad. nee. Ja, ja, Die rustigheid wat daar hang, nee, in die atmosfeer. Dis die plek waar ek die naaste voel aan die Here. Absoluut. En ja, ek hoef niks eens te Ek sien. Ek wil stem. net daar wees en ek wil net Ja. kan hoor en ruik en Ek stem. aardappelbos, al daai dinge. Het Ek jy al mis 'n dit. luiperd? Jy het seker luiperd gesien hè. O ja, nee, ons het baie Maar dinge jy's so gesien. gelukkig. Ons het wonderlike tye daar gehad. Jy weet ons was nog in die dae wat hulle daar was net 22 veldwagters in die hele Wildtuin. Sjoe. Dis wat mense nie geweet het op daai Jo, stadium nie, so ja. 95, 96. En elke oggend het ons gegaan vir radiosessie. Ons nog nie eintlik selfone gewees nie. So elke Ja. oggend van die noorde in die Wildtuin Ja. Pafuri af en roep almal in Skukuza toe en hulle gee verslag oor wat het gebeur deur die Ja. nag en al sulke dinge en al die mapoisas tree aan en dan het ons begin met ons werk. Ons het grasopnames, veldopnames gedoen, kondisiebepaling en dan in die aande nagritte. Ons het wonderlike tyd gehad. In die middel Hoe van die lank dag was jy gaan daar 'n slaap jy daar op jaar? 'n rots, vang so 'n bietjie O, slaapie op 'n rots. lieflik. So ons het baie dinge gesien en ervaar en jy raak so half roekeloos as jy in die bos bly, jy weet, jy verloor bietjie jou vrees. Raak so 'n bietjie bos, soos hulle sê. So dis dalk hoekom ek moes terugkom want ek dalk nie meer gelewe nie. Maar dit was 'n wonderlike jaar en dis steeds my hoop en my droom Ja. om eendag daar te kan bly en aftree. Ja. Ek en my Ja. man baie en ons kinders ook baie lief vir die veld Ja. en die bos, ja. Dis 'n blessing. Nicoline, weet jy die tyd loop so vinnig uit nê. Ek kan nie glo nie, dit voel regtig vir my ons het nou net begin gesels. En ons het nog nie eens begin in diepte delf nie. Ons gaan jou beslis weer in die ateljee kry. Ek wil net vir ons luisteraars sê onthou ons nommer is 060 248 1172 en kyk uit op Facebook. Nicoline gaan vir ons 'n baie goeie vraag gee wat jy moet beantwoord en dan kan jy die gelukkige geseënde mense wees om elkeen 'n eksemplaar te kry van die boeke wat sy hier genoem het vir ons. Dit is oop gesprek en ons gesels met Nicoline Volmalter. Nicoline, jy het 'n groot verrassing vir ons. Ek hoop dit is 'n groot verrassing. Maar voor hulle die verrassing kan kry, moet hulle eers 'n vraag beantwoord. Net een vraag. Dis een vraag, Ja, maar ek soek darm so 3 antwoorde. 3 klink vir my na 'n net goeie 3. getal. Moet ons nie vir hulle 7 vragies. Anina. Dis 'n bietjie veel. Die arme. Okay, ons hou dit by 3. Goed. So, hoekom is Genesis in die kwessie van oorspronge enigstens belangrik? 3 redes. En dan moet hulle 3 redes ten gee. minste nee. 3. 3 redes, ja. Bybelse redes. Luisteraars, daar het julle dit. Julle kan as julle hierdie vraag korrek antwoord,
daai 3 redes gee, dan staan julle 'n kans om een van hierdie 2 fantastiese boeke te wen. En die wenners sal aangekondig word Woensdagoggend 2 April tydens Oggendlig se uitsending. Onthou net, Oggendlig begin 7 uur in die oggend en jy moet die hele program klaar luister. Nicoline, vreeslik baie dankie weer eens dat jy hier by ons was. Ag, dankie Anina. Ek het so lekker by julle gekuier. Ek voel so tuis hier en ek sien uit daarna om nog baie aspekte met julle te gesels. Ja. Dankie ook aan ons luisteraars dat julle saam luister. Mag die Here julle ryklik seën. Grootste seënwense vir jou en mag die Here jou veilig bewaar met jou reis na Amerika en veilig terugbring. Ons sien uit. Dankie Anina. Ons gaan nou afsluit weer eens deur na Melody 4 te luister en die lieflike lied wat hulle vir ons sing is Garden of Eden. Mr. Adam went a-walking on a bright and sunny day. He decided to name all the animals and hear what they would say. Now kids, let's see. Here we have a monkey, and there's a tiger, and there's an animal with a long neck. That's a giraffe. And there's a kangaroo with a joey in its pouch. Ha ha ha, this is so much fun in the Garden of Eden Zoo. Mr. Adam went on walking. His friends were close behind, just a hopping and a skipping down the garden trails to see what they could find. And now, let us see. There's a huge rhinoceros, and a zebra too. And there's an elephant with a long nose. And there's a lion too. Ha ha ha, this is so much fun in the Garden of Eden Zoo. Mr. Adam went on walking. His heart was full of glee, just a laughing and a playing with his furry friends, perhaps sweet Jubilee. Now let me see. Here comes a crocodile, and all the birds, and all the fishes, and all the fuzzy-wuzzy, leaping and creeping things too. Ha ha ha, this is so much fun in the Garden of Eden.